Welkom by Koffie en Kwadrate. Vandag is ons by les 14, die tweede laaste les as ek het reg het. En in hierdie tyd vra baie leerders uiteindelik, maar waarvoor gebruik ons algebra eintlik? En teen hierdie punt kan leerders reeds vergelykings oplos, ja, maar nou moet ons leer hoe om 'n storie in 'n vergelyking te verander. Okay. Vandag gaan ons iets doen wat julle bang maak, en dis woordsomme. Maar ek wil vir jou geheim vertel. Woordsomme is nie moeiliker as gewone vergelykings nie. Die moeilikste deel is net om die storie in wiskunde te vertaal. So, kom ons begin met ietsie. Ek dink aan 'n getal. Okay? Ek dink aan 'n getal. Okay? As ek 5 bytel, dan het ek 12. Wat is die getal? En ek sê x, want ek weet nie. So, wat jy jouself moet nou vra is, hoe sal ons hierdie storie in 'n vergelyking verander? Nou, jy kan 'n 4-stap metode doen. So, stap 1, waar gaan ek dit so maak? Stap 1 is kies 'n veranderlike. Okay. Stap 1 is kies 'n veranderlike. Stap 2, skryf die vergelyking. Stap 3, los dit op. En stap 4, skryf dit in 'n volledige sin. Okay? Dit is jou 4 stappe. Alright. Nou, as jy hierdie 4 stappe volg, kan jy byna enige eenvoudige woordsom oplos. Okay, so kom ons werk met 'n voorbeeld wat dink aan 'n getal genoem is. Okay, die som is, ek dink aan 'n getal, okay, as ek 5 bytel, kry ek 12. Okay, dis nou die som waarmee ons begin het, heel aan die begin. So stap 1 is, laat die onbekende getal x wees. Okay, stap 2 is, ons skryf wat gebeur. So dis x plus 5, want ons stel dit by, en as ons dit doen, dan kry ons 12, so dis is gelyk aan 12. Alright. Stap 3 is, los dit op, so dan is dit x is gelyk aan 7. So jou 4de stap is net om te sê, die getal is 7. Okay. Kom ons doen nog enetjie. Dit gaan nou meer oor geld. Okay? Johan het R150. Hy spandeer 'n onbekende bedrag en het 90 oor. Hoeveel het hy gespandeer? Okay, stap 1. Laat die bedrag wat Johan spandeer het, x wees. Okay? Dis wat spandeer word. Okay? Stap 2 is, ons skryf dit in 'n sinnetjie, 'n wiskundige sinnetjie. So ons het 150 gehad om mee te begin. Ons het x spandeer, so ons het minus x van die geld, en wat oorbly is 90. Right. Nou, nou moet jy net versigtig wees met wat nou gebeur. Ek gaan dit net in 'n ander kleur doen. Ons minus 150 aan beide kante, né? Want ons moet dit doen. Dan kry ons minus x is gelyk aan minus 60. Okay? Nou, sien julle ons het aan beide kante 'n minus. Wat eintlik daar staan is minus 1,
So al wat ons doen is ons deel albei kante deur -1. En dan kry ons antwoord. X is R60 wat hy spandeer het. En dan sê jy net, Johan het R60 gespandeer. Ek gaan dit nou nie uitskryf nie. Julle weet wat julle moet doen. Ok, 'n alternatiewe metode vir hierdie som is, jy kon gesê het, jy het R90 plus daai geld wat jy gespandeer het, gaan op die ou einde R150 vir jou gee. So jy werk hom net terug. En dan kry jy weer eens R60. Okay? Daar is soms meer as een manier om 'n vergelyking op te stel, maar beide maniere is ewerig. Kom ons doen 'n voorbeeld oor ouderdomme. Okay? Die som is, Mia is 8 jaar ouer as haar broer. Mia is 20 jaar oud. Hoe oud is haar broer? Nou, ons eerste stap is om te sê, laat die broer se ouderdom X wees. Okay? Broer is X. Okay? Stap 2 is X plus 8, want sy is 8 jaar ouer, moet vir ons 20 gee. Okay? Dan los jy dit op en jy kry X is 12. En stap 4, skryf jy dit in woorde uit. Jy sê die broer is 12 jaar oud. Laat ek dit maar uitskryf in die lui wees nie. Die broer is 12 jaar oud. Sien julle wat ek hier gedoen het? So die broer is X, want ons weet nie hoe oud hy is nie. Ons weet Mia is 8 jaar ouer, so dis plus 8, en ons weet Mia se ouderdom is uiteindelik 20. En dis hoe ons dit doen. Ok. Kom ons doen 'n voorbeeld oor vermenigvuldiging. Nou die som is 3 keer 'n getal is 27. Ok. So laat stap 1 wees dat ons sê die getal is X. Reg? Okay, die getal is X. Stap 2 is 3 keer daai getal is 27. En dan stap 3 is, ons vereenvoudig dit, 27 gedeel deur 3 is 9. Reg. En dan stap 4 moet jy net sê die getal is 9 in woorde. Kom ons doen 'n voorbeeld oor afstand. Okay? Sipho stap elke dag dieselfde afstand skool toe. Okay? Na 5 dae het hy altesaam 15 km gestap. Hoe ver stap hy elke dag? Okay, nou doen ons dit so. Laat die afstand wat hy elke dag stap X wees, né? Kom ons sê afstand per dag is X. Okay? Stap 2 is, hy het 5 dae gestap. So hy het 5x en dit is in totaal 15. Dan stap 3 is, ons vereenvoudig dit. 15 gedeel deur 5 is 3. En dan die 4de stap is om te sê, hy stap 3 kilometer per dag. En dit is hoe jy dit doen. Ok. Nou, hier is 'n paar wenke vir woordsomme. Moenie dadelik somme probeer maak nie. Ok, lees eers die vraag rustig. Vra jouself, wat is onbekend? Wat weet ek reeds? Watter bewerkings word beskryf? Wat vra die vraag? Ok. Ek gaan nou vir julle algemene woorde gee.
en hulle wiskundige betekenis, sodat jy weet wat jy moet doen in die som as jy dit kry. So as hulle sê meer as, dan is dit plus. As hulle sê minder as, is dit minus. As hulle sê dit is die som van, dan moet jy dink aan plus. As hulle sê dit is die verskil tussen, dan is dit 'n minus. As hulle sê keer, dan is dit maal. Gedeel deur is gedeel deur en gelyk aan is gelyk aan. Nou, ons het partykeer 'n algemene fout hier en daar, maar kom ons gaan deur hulle sodat ons weet wat om voor te kyk. So die eerste fout is om geen veranderlike te kies nie. So gebruik altyd 'n letter vir die onbekende. Okay, ek weet nie of ek hierdie goed moet skryf nie. So gebruik altyd 'n letter vir die onbekende. Die tweede fout is verkeerde bewerkings. Lees die sleutelwoorde sorgvuldig. Ek het nou net vir jou die sleutelwoorde gegee en gesê wat hulle simbool is. Okay? Die fout wat nommer 3 is daar is geen antwoordsin wat jy skryf nie. Skryf altyd die getal is, of sê nou maar byvoorbeeld, hy het R60 gespandeer, so gee 'n antwoordsin elke keer nadat jy jou som gedoen het, moenie soos ek wees wat lui is nie. Die vierde fout is, moenie jou antwoord toets nie. Jy moet jou antwoord toets. Toets dit terug in die storie in. As dit sin maak, is jy waarskynlik reg. Okay. Ek wil graag vir julle 'n mini-vasvraag gee. Maar dit gaan nogals moeilik wees om dit te doen, maar kom ons probeer. 'n mini-vasvraag gaan sommer in geel werk. So, kom ons doen dit. Luister sommer na my stem en terwyl ek dit lees of wat ook al, dan doen jy so lank die som. Alright. So ek dink aan 'n getal. Okay? As ek 9 bytel, dan kry ek 20. Dis die eerste een. Dit gaan moeilik wees. Okay. 4 keer 'n getal is 36. Dis jou tweede een. Okay, derde vraag. Annika het R80. Sy koop iets. Okay, sy koop iets en het R25 oor. Okay, dis jou derde som. Vierde som is 'n seun. Ek skryf dit lelik. Seun is 6 jaar jonger as sy suster. Sy suster is 18 jaar oud. Okay. Ek dink daar's 'n 5de vraag wat ek kan bysit vir julle. Alright, kom ons sien die 5de vraagie. Okay. 5 keer 'n getal plus 2 is 27. Die laaste enetjie mag dalk 'n bietjie moeilik wees, maar probeer hom. Alright, so kom ons maak 'n opsomming van die dag. So kom ons dink aan die stappe. Wat doen ons? Ons kies 'n veranderlike, ons skryf die vergelyking, ons los dit op en dan skryf ons die antwoord in 'n volledige sin, nie net syfers nie, 'n volledige sin. Alright. So, vandag het jy geleer hoe om 'n alledaagse probleem in 'n algebraiese vergelyking te verander. Dit is een van die belangrikste vaardighede in wiskunde, want dit wys hoe ons algebra gebruik om werklike probleme op te los.
Okay? So ons gryp dit nie net uit die lug uit nie. In die volgende en laaste les van hierdie reeks gaan ons alles wat ons geleer het saamvat met 'n groot hersiening en 'n uitdagende oefentoets, maar ek sal 'n bietjie besluit oor wat ek alles gaan insit. So, net 'n idee, kan jy die vergelyking raai? Van, ja, sê nou maar, ek gaan vir jou een gee, raai die vergelyking. Ek gaan vir jou nou 'n storie lees. Ek dink aan 'n getal. As ek dit verdubbel en dan 6 bytel, kry ek 20. Alright, jy het 15 sekondes, doen dit gou vinnig. Okay, as jy dit reg gekry het, pause eers as jy dit nog besig is, maar as jy dit reg gekry het en jou antwoord is 'n 7, dan is jy heeltemal reg en jy is gereed vir ons finale hersieningsles. Alright, mooi bly.